Goeiedag en baie welkom by Beleef Gemeente se aanlyn diens. En gelukkige Moedersdag aan al ons moeders en al die mammas daar buitekant. Dis 'n voorreg om vanoggend met julle die woord te kan deel. En voor julle paniekerig raak, Retief is nie siek nie, hy is nie in die hospitaal nie, hy is spekvet en gesond en stuur vir julle almal groete. Dis net omdat dit Moedersdag is dat ek die voorreg het om met julle die woord te deel. Ek wil jou 'n vraag vra. Kom ons sien dit as 'n vorm van publieke diens. Hoeveel van julle het al 'n testament opgestel vir wanneer jy die dag sal sterf? As jy nog nie een het nie, wil ek jou regtig aanmoedig, dis iets wat jy moet doen. Want as nog niemand vir jou gesê het nie, jy gaan eendag sterf. As jy daaroor dink, Jesus het op 'n manier ook 'n testament gehad en hy het jou daarbey ingesluit. Vandag wil ek met jou praat oor vrede. Want kom ons wees eerlik, ek het sopas jou herinner dat jy eendag gaan sterf en dalk het jy nou net so 'n bietjie vrede nodig. Het jy al ooit gesê, ek sal enigiets gee net vir 'n oomblik se vrede? Want ek weet dat jou lewe lyk heel waarskynlik soos myne. Maalskedules, rekeninge om te betaal, 'n huis wat moet skoon, kos wat gekook moet word, skottelgoed wat staan en wag, en in my geval 'n braai om voor reg te staan en 'n klomp mense, e-posse om te antwoord, boodskappe om te stuur en dan die kersie op die koek, daai moeilike persoon waarmee jy werk. Ons almal het so 'n persoon in ons lewe of by die kantoor. Ons almal het soveel aan die gang en soms kort ons net 'n bietjie vrede. Ek wil jou herinner, voordat Jesus gesterf het, het hy jou in sy testament ingesluit. Ons lees in Romeine 8 dat ons is erfgename van God. Ons is mede-erfgename saam met Christus. So hy het jou in sy testament ingesluit. En Jesus het 3 spesifieke dinge uitgespel wat hy bemaak het. Kom ons dink gou mooi. Aan die kruis het Jesus sy moeder aan Johannes bemaak. Onthou jy? Kom ons kyk gou saam na dit. Terwyl hy besig was om te sterf, het hy gesê in Johannes 19 vers 26 en 27, toe Jesus sy ma sien en sy liefling disipel wat by haar staan, het hy vir haar gesê, vrou, daar is jou seun. Daarna kyk hy vir die disipel en sê, kyk, daar is jou ma. Van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Johannes, sorg asseblief vir my ma, ek vertrou haar aan jou toe. Ek gee haar vir jou om na te kyk. Die tweede ding wat Jesus bemaak het, was sy gees aan sy Vader. Hy het gesê, en ons skryf dit in Lukas 23 vers 46, dit sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy het gesê, dit is volbring, ek het alles gedoen wat u my gestuur het om te doen. Vader, in u hande gee ek my gees oor. So hy het sy gees aan sy Vader bemaak, en hy het aan jou sy vrede bemaak. Hoe amazing is dit? Hy het sy ma aan Johannes bemaak, sy gees aan sy Vader, en sy vrede aan jou. Hy wys dit duidelik in Johannes hoofstuk 14, toe hy met sy disippels praat, en vir hulle sê, hy gaan nou weg, terug na sy Vader toe, om vir hulle en vir ons plek voor te berei, en dat wanneer dit gereed is, hy sal terugkom om ons en hulle, op daai oomblik, te kom haal. En dan sê hy in Johannes 14 vers 27, ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. En Jesus verduidelik toe vir hulle die volgende, hierdie vrede is anders as enigiets anders wat jy al ooit in die wêreld probeer vind het. Hy sê dit in Johannes 14 vers 27, ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld of beangs word nie. Vriende, in hierdie stuk in die woord is daar 5 woorde wat jou lewe onherroepelik kan verander. My vrede gee ek julle. En hierdie vrede wat Jesus gee is 'n ander soort vrede. Want Jesus het gesê, hy gee nie vrede soos die wêreld dit gee nie. Dis 'n ander soort vrede. Jy sien, daar bestaan 2 tipes vrede. Daar's 'n vrede wat die wêreld gee, en dan is daar 'n goddelike vrede. En die verskil tussen die 2 is enorm. Dit verskil wêrelde van mekaar. Wêreldse vrede is eintlik tydelike vrede. Dit hardloop vinniger uit as koopkrag. Dit help jou net om te cope, om die volgende tree te gee. Dink bietjie mooi. Drank beloof, jy kan jou hartseer in my verdrink. Vakansies beloof, as jy net op die strand
of in die berge, of in die wildtuin kan wees, sal jy ontspan en verligting ervaar. En ja, vakansies help, dis nodig, dis goed, maar vir 'n rukkie. Want jy kom terug huis toe en jy is nog steeds jy. Jy dink dalk, as ek net 'n bietjie meer geld gehad het, dan sal ek uiteindelik vrede hê en dalk kry jy daai bietjie meer geld, SARS betaal vir jou ietsie uit, of jy kry 'n bonus, of jy erf dalk iets by 'n familielid. En ja, dit help om daai rekening te betaal. Jy kan selfs vrygewig wees teenoor mense en die kerk, maar as jy weer sien, is daai geld klaar, en jy het nog steeds nie vrede in jou finansies nie. En daar's nie genoeg geld in die wêreld om die leemte in jou binneste te vul nie. Dit is hoekom die wêreldse vrede heeltemal anders is as hemelse of goddelike vrede. So wat is hierdie goddelike vrede? Dit word vir ons mooi verduidelik in Jesaja 26, maar laat ek jou eers 'n bietjie konteks gee. Jesaja, die profeet, profeteer in 'n tyd en 'n kultuur wat baie soos ons in was. Jy kan amper sê dis 'n antieke weergawe van 'n komplekse ekonomie, hoë rentekoerse, oorloë en gerugte van oorloë, en Jesaja spreek profeties in hierdie kultuur vol onsekerheid in, waar mense bang en angstig en onseker is. Dis 'n moeilike tyd, so ons lees dit in Jesaja 26 vanaf vers 1. Dit sê: Daardie dag sal almal in die land van Juda hierdie lied sing. Ons stad is nou sterk, ons is omring deur mure wat God se redding. Maak oop die poorte vir almal wat regverdig is, laat die getroues inkom. U bewaar elkeen wat op u vertrou in vrede, die mens wie se gedagte op u gerig is. Vertrou deurgaans op die Here, want die Here God is vir altyd 'n veilige toevlug. Die Afrikaanse 53 vertaling stel dit so: In die dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda. 'n Sterk stad het ons. God stel heil tot mure en skanse. Maak oop die poorte, dat die regverdige nasies kan ingaan, wat die trou bewaar. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Hier is wat hy sê. Hy profeteer in hierdie onstuimige situasie. U sal hulle in volle vrede bewaar. Die mense wie se gedagtes op u gerig is. Wie van julle soek volle vrede of volkome vrede? Dit hang nou af wat se Bybel jy lees. Die woord vrede in die Hebreëus is shalom. Dit was 'n Joodse manier, of is nog steeds 'n Joodse manier van groet. Jy sou iemand groet en sê shalom. Op 'n Vrydag sal jy sê Shabbat shalom. Dis amper soos om te sê, how's it? Nee, dis glad nie so nie. Dis meer om te sê, God seën jou. Dit is wat shalom beteken. Dit is 'n manier om iemand te groet. Shalom. En dit beteken heelheid. Dit beteken volmaak. Dit beteken volheid van vrede. Volmaakte vrede. As ek nou na jou toe kom en sê shalom, dan groet ek jou eintlik op 'n fantastiese manier. Ek sê eintlik vir jou, mag jy die volheid van God se vrede ervaar. Mag jy vrede hê met ander mense, mag jy vrede hê met jouself, en mag jy vrede hê met jou omstandighede. Selfs al is dit nie wat jy sou gekies het, of wou hê nie. Maar, omdat God goed is, en omdat Jesus die vredevors is, mag jy in volkome vrede leef. Dis nogals 'n mond vol, daai woordjie shalom is vol met betekenis. Want in die oorspronklike Hebreëus, toe Jesaja hierdie sê, u sal hulle in shalom bewaar, het hy nie net een keer shalom gesê nie. Hy het gesê, u sal hulle in shalom bewaar. 2 keer, direk na mekaar. Nou, ek was so jaar terug in Israel en die Joodse kultuur en hulle gebruike is baie intentioneel. Dinge word nie sommer net gesê of gedoen nie, alles het regtig betekenis. Hy sê eintlik vir hulle, mag God vir jou 'n dubbel porsie gee. Mag God vir jou vrede gee en nog meer van dit. Nie net vrede nie, maar
volkome vrede. Shalom, shalom. En dis hoekom die vertalers dit so vertaal. So hang af wat se Bybel jy lees, gaan jy sien dis volle vrede of volkome vrede. Jesus sê, my vrede gee ek julle. My shalom gee ek vir jou. Maar sommige van ons vra dalk, okay, Jesus, dankie vir jou vrede, maar as u vir my u vrede gee, hoekom voel ek nog steeds so angstig? Hoekom sukkel ek met angs? Kan enige een van julle identifiseer? Dis asof hierdie woord angstigheid 'n lewe van sy eie aangeneem het deesdae. Dis asof dit ons era verteenwoordig. En ek dink dis nogals hartseer. Ons sê dit so graag oor onsself. Ek is nou baie angstig. Ons sê dit daagliks. Ja, ek voel nou so angstig. Ek is so bang vir dit. Ek is so bekommerd oor dat. Ek wil niemand se situasie minder maak as wat dit is nie, maar hier is die vraag wat ek baie keer hoor, op 'n daaglikse, weeklikse basis wat mense vra. Hulle vra goed soos, kan ek regtig vrede hê as my tiener begin uithang het met die verkeerde mense, en ek is redelik seker daarvan, hulle is besig om goed te doen wat gevaarlik is? Kan ek nog steeds dan innerlike vrede hê? Kan ek vrede hê as ek agterkom, daar word by my besigheid gesteel? Kan ek regtig vrede uit hemelse plekke ervaar as my beste vriend of vriendin my verraai het en oor my gelieg het en vir almal gaan vertel het wat die liegstorie is? Kan ek vrede hê wanneer die dokter vir my 'n diagnose gee wat ek nooit wou gehoor het nie? Kan ek vrede hê as daar nog baie maand oor is en die geld is al lankal klaar? Kan ek vrede hê wanneer my hart vinnig klop en ek kry nie my asem nie en angs oorweldig my in die nag en dit voel asof iets my op die bed vasdruk? Hoe vind ek hierdie Jesus vrede? Die profeet Jesaja vertel vir ons en die skrif sê, u sal hulle in volkome vrede, onthou nou, shalom, shalom, bewaar. Maar let op wat dit nie sê nie. Is julle reg? Dit sê nie, u sal hulle in volkome vrede bewaar, wat obsessief nuus kyk nie. Dit sê nie, u sal hulle in volkome vrede bewaar, wat alles op sosiale media volg, wat jou kwaad maak, en dit dan vir al jou vriende aanstuur, sodat ons kan saam kwaad wees, en ons ref mekaar lekker op, oor dit wat ons kwaad maak, oor die toestand van die land, en die potholes, en die ekonomie. Nee, die skrif sê, u sal hulle in volkome vrede bewaar, die wie se gedagtes op u gerig is. Jy sal hemelse vrede ervaar, 'n vrede wat hierdie wêreld nie verstaan nie, wat belaglik lyk vir mense, wanneer jou gedagtes gefestig is op God. Jou geestelike oë moet fokus op Jesus. Hierdie vers wys vir ons iets belangrik. Die stryd om vrede begin in jou gedagtes. Dit begin hierbo. Nes sonde begin vrede ook in jou gedagtes. Hoeveel van julle sal sê, partykeer is daar letterlik 'n oorlog in my kop aan die gang? Kom aan, wees eerlik, ons almal beleef dit. Ons almal se koppe gaan teen, hoe sê Engelse ou, a mile a minute. En kom ek wees eerlik, partykeer staan ek hier voor en partykeer staan ek op die verhoog en ek is besig om God se woord te verkondig. Maar soms voel dit asof die beloftes van God waar is vir jou lewe. En ek glo dit sonder twyfel, maar so baie keer het ek 'n stryd om dit te glo vir my eie lewe. Daar's 'n oorlog in my gedagtes, en tog sê die skrif, u sal hulle in volkome vrede bewaar, die wie se gedagtes op u gefestig is. Nou, nog 'n woordjie wat interessant is, gefestig of gerig, is nogals 'n interessante Hebreëse ene. Die woord is samak. Nou dit klink amper asof moet my net nie smak nie, né? Die woord beteken om volkome op iemand of iets te steun.
soos 'n kierie of krikke, om jou volle gewig daarop te plaas, om daarop te rus, heeltemal. Wanneer jy op die bank sit, dan samak jy die bank. Jy sit met jou volle gewig op die bank. So dis wat dit beteken. So as ons dit nou gaan lees, dan klink dit dalk 'n bietjie anderste. Jy sal volkome vrede beleef, of in volkome vrede wees, wanneer jou gedagtes steun op God se waarheid. Jy sal in volkome vrede, shalom, shalom wees, wanneer jou gedagtes rus of druk op God se onveranderlike beloftes. Jy sal in volkome vrede wees, wanneer jou gedagtes gefestig is op die waarheid en die goedheid van God. En daarom wil ek vir jou vra, wees vanoggend met jouself eerlik. Waarop is jou gedagtes gefestig? Waarvan is jou kop vol? Wat is op repeat in jou gedagtes, oor en oor en oor? Want baie keer vang ek myself, dat my gedagtes is gefestig op die ergste moontlike uitkoms. Waarop is jou gedagtes gefestig? Op die ergste moontlike uitkoms? Of op die dinge van God? En hoekom maak dit saak? Want hier is die waarheid. Wat jou gedagtes vul, beheer jou lewe. En miskien is dit hoekom die Apostel Paulus dit geskryf het in Filippense 4 vers 8. En ek lees vir julle die boodskapvertaling. En hy het daarso vir ons gesê, weet julle waaraan julle moet dink, in plaas daarvan om julleself te sit en bekommer. Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat oordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink. Dis nogals iets anders. En waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Wat sê God is waar oor jou? Wat sê God se woord oor die situasie waarin jy jouself nou bevind? Het jy al daaroor gedink? Want amper alles wat ons lees, en alles wat ons hoor, en alles wat ander mense sê, is presies die teenoorgestelde. Wees bietjie eerlik met jouself, in ons koppe gaan dit eintlik soos volg. Rig jou gedagtes op alles waarvoor jy moet bang wees. En rig jou gedagtes op alles wat moontlik verkeerd kan gaan. Dit klink bietjie soos baie van ons vrouens, is dit nie? En rig jou gedagtes op wat daai persoon gesê het, of wat daai vrou gesê het oor jou, en hoekom hulle uitgehaal moet word, en hoekom dit verkeerd is, en hoekom die wêreld uit mekaar uitval, en hoekom die ekonomie totaal en al belaglik is, en wat die regering alles verkeerd doen, rig jou gedagtes daarop. Dis wat die nuus vir ons leer, dis wat sosiale media vir ons leer, maar God sê nee, die skrif sê, dink aan dinge wat vir God saak maak, dinge wat oordentlik en reg is, dinge waaroor God sal dink. En dan sê hy, en wanneer jou gedagtes gefestig op die dinge van God, dan sal God die vrede, die God van vrede, met jou wees. In hierdie skrifgedeelte kry ons 5 woorde, wat ons lewe onherroepelik kan verander. My vrede gee ek julle. Jesus het dit nie net gesê nie. Hy het nie net gesê, ek gee vrede nie. Hy het gesê, my vrede gee ek julle. Hy gee nie net vrede nie, hy gee vir jou sy vrede. En dis 'n vrede wat hierdie wêreld glad nie verstaan nie. My vrede gee ek julle. Verlede week het Retief met ons 'n kragtige boodskap gedeel. Hy het gepraat oor die disippels wat in die boot was, onthou julle nou? Hulle het vir Jesus in die bootjie gehad en hom uitgestoot op die water en hulle het saam met hom in die boot geklim want Jesus het gesê hy wil na die oorkant toe gaan en 'n groot storm het losgebreek. En wat doen die disippels? Paniek, 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 nes ons. Hulle raak paniekerig. Jesus is saam met hulle in die boot en hulle is nog steeds bang. En weet julle wat?
Soms lees ek hierdie verhaal in die Bybel, dit was een van my pa se gunsteling stukke in die Bybel, en kry hulle eintlik bitter jammer. Want net soos ons, sien ons die feite, ons sien die ekstraal, ons sien die verslag, ons sien die bankstate, ons sien die rekeninge. Hulle het ook maar net die golwe gesien en die water in die boot. Maar wat interessant was van daardie dag, is dat daar was 2 storms. Een sigbare een en een onsigbaar. Die sigbare een was daar buite, op die water, die storm, die bootjie, die water, die wind, die donderslae. En die ander een was 'n onsigbare een, die storm binne in hulle gemoed. En ek weet nie van jou nie, maar dis gewoonlik die storm binne in my gemoed wat my die hardste tref. Want al weet ek alles wat God se woord sê oor my en my situasie, glo ek dit moeilik oor myself. Want ek sit met die koue, harde feite voor my. Daai dag, 2 storms. Een onsigbaar en een sigbaar. Die disippels sê vir hom, Jesus, gee jy dan nie om nie? Sien jy nie wat gebeur nie? Sien jy nie wat met my aangaan nie? En so baie keer wil ons dieselfde sê, Jesus, waar is jy? Waar is jy in hierdie situasie? Ek sien jou nie. Weet jy nie waardeur ek gaan nie? Waar is die Here? En Jesus staan op, en wat doen hy? Wat sê hy? Hy staan op en hy sê, hy spreek 'n woord oor die storm. Hy sê, hang af wat se Bybel jy lees, hy sê, vrede, wees stil, bedaar. Een woord. Jesus het gesê, vrede, wees stil. Wat het op daardie oomblik gebeur? Hy het gesê, tydens die storm, wees stil. Nie na die storm nie, tydens. En dit wys iets vir ons wat belangrik is. Volkome vrede beteken nie, jy gaan nie 'n slegte dag hê nie. Daai dae gaan kom. Volkome vrede, shalom, shalom, beteken nie Jesus is weg as dinge moeilik raak nie. Hy is by jou, in jou bootjie, in die storm. Dit beteken nie, jy gaan nie probleme hê nie, jy gaan nie daai onverwagte rekening kry nie. Dit beteken nie jou hart gaan nooit gebreek word nie. Dit beteken nie, daar gaan nie dae wees wat jy net voel asof jy fisies net nie die krag het om op te staan of aan te gaan nie. Nee, hierdie vrede is 'n ander soort vrede. Dis 'n hemelse vrede, dis 'n goddelike vrede. Dis nie vrede in die afwesigheid van probleme nie. Laat dit bietjie insink. Dis ware vrede, wat gevind word in die teenwoordigheid van God. Dis 'n ander soort vrede. Hierdie is nie 'n vrede wat die wêreld gee nie. Jesus sê self, hy gee vir ons 'n ander vrede. Hierdie is 'n vrede wat van die Vader afkom. Jy sal in shalom, shalom, volkome vrede bewaar word. Wanneer? Wanneer jou gedagtes op hom gefokus is. As Retief vir my sê, jy moet regmaak, jy preek volgende week, dan dink ek, yes, lekker. Want dit is vir my lekker, ek hou daarvan, en ek leer so baie wanneer ek voorberei, en die woord bestudeer, en na 'n week se voorbereiding het ek omtrent 10 preke wat reg is, want ek leer so baie meer as wat ek baie keer met julle deel. Maar dan kom die wind, en die vyand kom fluister in my oor, jy lyk nie nou so goed nie, jy is eintlik nie gekwalifiseer nie, wie is jy om vir enige iemand iets te leer, want jy sukkel self met hierdie goeders. Dan begin die paniek, die tyd is te min, die angs pak my in die nag, ek droom oor die goeders, dis net woorde wat voor my swem, en dan dink ek weer, nee, fokus op Jesus, en wat hy vir mense wil sê, luister na sy stem, en ek word herinner dat iemand kan maar dink ek lyk nie goed nie, of hulle kan 'n opinie hê oor my. Iemand kan dink ek is nie gekwalifiseer nie. Die mans in die gehoor kan dink, wie is sy nou eintlik om vir ons iets te leer? Maar dan herinner ek myself dat God my kwalifiseer, nie mense nie. Ek
ek is net die instrument. God kry die eer, nie ek nie. Ek steun op die woord, ek rus op God se woord, die waarheid van God se woord. Nie op my eie performance nie. U woord is kragtig, u gees doen die werk. Sien julle hoe het ek my gedagtes geskuif om te rus op God se waarheid? Maar vir my, om suksesvolle preek af te lewer, moet ek nog steeds opdaag. Ek moet studeer. En weet jy wat? God werk beter wanneer ek studeer. Wanneer ek die werk insit. So, ek gaan studeer en ek gaan ook op hom vertrou om in jou hart te werk. En jy gaan dieselfde ontdek as ek. Wanneer ons probleme in Jesus se hande plaas hy sy vrede in ons harte. So dis ek gee vir jou iets en hy gee vir my iets anderste. Hy plaas sy vrede in my hart. Ek weet nie vir wie hierdie is nie, maar iemand wat vandag luister, is moeg vir vals vrede. Jy's moeg vir die wêreld se vrede. Jy is moeg want daardie vrede van die wêreld hou nie. Dit hardloop vinniger uit as prepaid krag. Jy is gereed vir 'n ander soort vrede. Jy soek die shalom, shalom, die volkome vrede van God. En Paulus beskryf hierdie vrede vir ons uit 'n Romeinse tronk, terwyl hy moontlik op teregstelling wag. Ek meen, hy kon nie meer in die moeilikheid gewees het as op daai oomblik nie. En tog skryf hy vir ons die volgende: moet oor niks bekommerd wees nie. Ons kan net daar stop. Wat ook al so swaar op jou lê, God se woord sê, moenie bekommerd wees nie. As dit groot genoeg is om bekommerd te wees, dan is dit groot genoeg om oor te bid. Dalk daag ek jou 'n bietjie uit vandag. As dit groot genoeg is om oor bekommerd te wees, dan is dit groot genoeg om oor te bid. So, wat doen ons? Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Wanneer jy neem wat op jou hart druk en jy gee dit vir God, dan kom daar 'n vrede van die hemel af. Maar net as jy dit vir God gee. Wanneer jy neem wat op jou hart druk en jy gee dit vir God, dan kom die vrede van die hemel af. En luister vir my mooi, as jy nie 'n volgeling van Jesus is nie, dan ken jy nog nie hierdie vrede nie. Want die vrede waarvan ek praat, is nie 'n vrede wat uit die wêreld uitkom nie. Jy kan dit nie koop nie, niemand kan dit vir jou gee nie. Dis 'n vrede van die hemel af, en die wêreld kan dit nie verstaan nie. Iemand hier wat vandag luister, dis tyd om jou gedagtes te rig op dit wat waar is. Dis tyd om vir die duiwel te sê, hy is 'n leienaar, en om die waarheid van God te glo. My God is saam met my. My God is vir my. My God werk in elke situasie om dit ten goeie te laat meewerk vir die wat hom liefhet. En wat volgens sy doel geroep is. Geen wapen wat teen my gevorm word, sal slaag nie. My God is altyd goed, sy woord is altyd waar, sy woord faal nooit ooit nie, hy sal my nooit verlaat nie, hy sal my nooit in die steek laat nie. Nee, al hierdie dinge, wat ek ook al in die gesig staar, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Want ek is oortuig, nie die dood, of die lewe, of engele, of demone, of enige magte, of hoogte, of diepte, of enige iets in hierdie hele skepping sal my ooit skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Jy moet vandag jou probleme in Jesus se hande plaas, en Jesus gaan sy vrede in jou hart plaas. Hy het vir jou iets nagelaat. Jesus het vir jou iets in sy testament nagelaat.
Hy kon enigiets gekies het. Hy kon enigiets gesê het. Hy kon gesê het, my doel gee ek vir jou. Hy kon gesê het, my passie gee ek vir jou. My volharding gee ek vir jou. Maar hy het hierdie 5 woorde gesê, my vrede gee ek jou. Dis God se vrede, nie die wêreld se nie. Die wêreld kan dit nie gee nie en die wêreld kan dit nie wegneem nie. Dis die vrede van God en hy gee dit vir jou. Dis nie net 'n vrede nie, dis sy vrede. As hierdie boodskap vandag vir jou roer en jy sê, ek het nodig om hierdie vrede waarvan jy praat te ervaar, dan wil ek jou vra, kom ons bid saam. Vader, ons het u vrede nodig. Ons het u shalom, shalom nodig. Here, vandag luister mense wat laste dra wat baie swaar druk. Hier is mense wat luister wat angstig is, wat bekommerd is oor iemand, wat bekommerd is oor iets, wat bekommerd is oor gesondheid of die gesondheid van iemand wat hulle liefhet. Jy het dalk 'n slegte diagnose ontvang, jy is bekommerd oor finansies of oor jou kinders of jou huwelik of jou werk of die land se ekonomie. Daar's iets wat baie swaar op jou rus. Gee dit vandag vir God. Lig jou hande op, fisies. Sê, God, ek vertrou u met my kind, ek vertrou u met my huwelik. Wat ook al dit is, lig jou hande omhoog en sê, Here, ons lig ons hande op na u toe. Ons maak ons behoeftes bekend, maar ons kom bring ook lofprysing aan u. Ons prys u, Here. God, ons prys u naam. Here, ons bring ons versoeke na u toe met smeking en danksegging en gebed, want u is goed en u is getrou. U woord is altyd waar. En God, ons vra, selfs wanneer ons geen vrede in hierdie wêreld kan vind nie, dan vra ons dat daar vrede vir ons uit die hemel uit sal kom en in ons harte kom woon. Ons gedagte en ons siele bewaar in Christus Jesus. Heilige Gees, doen u werk. Doen 'n werk op 'n manier wat net u kan doen. Here Jesus, ons vertrou u met ons situasies. En ons sê vir u baie dankie vir die Vader wat u is en dankie vir die nalatenskap wat Jesus vir ons gelos het. Dankie vir Jesus vrede op hierdie oomblik. Daar waar jy is, mag jy vandag op Moedersdag werklike shalom vrede ervaar. Mag Jesus kom en jou ontmoet daar waar jy is. Mag jy jou bekommernisse aan hom bekend maak. Want ja, hy weet alles. Maar hy wil nog steeds hê, jy as sy kind moet vir hom kom sê, wat maak jou angstig, wat maak jou bekommerd? En hy beloof dat wanneer jy dit vir hom gee, hy vir jou 'n hemelse vrede sal gee. Jesus het sy vrede vir jou nagelaat. Hy het gesê, my vrede gee ek jou. En daai belofte is nog net so waar vandag, soos toe hy het gesê het. Dankie dat jy ingeskakel het. Geniet jou Sondag, geniet jou Moedersdag. Gaan in vrede. Totsiens.